Shalom almal, baie welkom by Jawe Eltekam bediening. Dankie dat julle hier is. Dankie dat julle tyd maak vir Vader. Dit gaan om hom en hom alleen, ons drie enige Abba Vader. Ek gaan vir ons bid en dan begin ons met die woord. Ons gaan in Matteus 5 beginne. Baie dankie Vader vir u liefde. Wat ons kom in die naam van Yeshua HaMashiach, wat vir ons gesterf het, wat as sleutel van liefde is, om vir ons die beker volbring te maak. Vader, wat 'n voorreg om in daai wonde vandag te kan insterf en ons genesing kan skielik uitsprei. Vader, ons roep vandag elke een hier as getuie dat die wonde van Jesus Christus van Nasaret bring vir ons uitkoms, bevryding en genesing en counseling. Maar kom vat hom maar en counseling. En daardeur kan ons sê Vader, dankie dat Jesus Christus is die groot beraader en hy is die een wat vir ons die voorsiening maak om in counseling te kan ingaan. Of waar ons nie nodig het om 'n one-on-one te hê nie, waar u genesing skielik net uitsprei. Wat 'n voorreg Vader, dat Heilige Gees so kan werk in elkeen van ons. En elkeen se alomteenwoordige Heilige Gees mens wat nou by elke persoon staan. Elkeen kry hom op 'n ander manier, maar in 'n dubbelvoudige manifestasie kom dit en dit kom rus op jou en gee vir jou die antwoorde wat jy nodig het. Dankie Vader dat ons in u waarheid en u kennis en u wysheid en helderheid van verstand kan wandel in u woord, die Heilige Gees. Maak ons vry van enige bondages, van enige terughou in die naam van Yeshua, want hy het reeds alles aan die kruis volbring. Dit was vervul gewees. Amen. Halleluja. Nou ek gaan vir julle lees. Dit gaan vanoggend oor tot waar ons gekom het. Wat is tot nou toe vervul? Laas het ek nog Benny se baard se uitgetrek en uitgeruk as ek reg kan onthou. Toe was Benny nie baie happy as ek daarso sy baard kom uitruk en pluk nie. Julle weet so. Kom ons kyk wat wil Vader vandag vir julle die antwoord daarop gee. Hulle het gevra, hulle wil nie antwoord vandag nie, maar kom ons kyk wat gee Vader vir ons uit Matteus 5 uit. Ek gaan eers die antwoord lees en dan gaan ek die skrif lees. Volledig te maak. Jy gaan nie tel in die koninkryk nie. En dit beteken ook nie jy gaan daar wees nie. Hier kom Yeshua en hy kom en hy gee antwoord op al hierdie vrae in Matteus 5:17 en 19. Watter van die wet het verander? Watter is waar en wat is nie waar nie? Wat staan vas in die wet en wat staan nie vas nie? Regverdige antwoord kom net uit die woord uit. En net die woord kan woord verander. Ja, die toepassing van die offers verander, maar niks van die wet word verander nie. So ons doen nie meer dat ons fisiese skaap slag nie, maar ons gaan nog steeds die Pessachfees in en sê dankie vir Vader, daar is vir ons 'n verlosser gekruisig. Dankie daarvoor. Nee, hy gaan so ver en sê, nie 'n klein streepie of karakter van die wet verander nie. Niks bly dieselfde nie. Niks verander nie. Hoe kan ons dan sê die wet verander as die Vader so duidelik in sy woord sê? Yeshua kom self sê dit vir ons. Kom ons kyk waar sê hy dit vir ons. Ek lees vir julle van Matteus 17 af. Die bergpredikasie, die vervulling van die wet en die profete. Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Verwysingsskrif
bloedverbond, Lukas 24 vers 25 tot 27. Het julle hom neergeskryf? Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verby sal gaan, sal nie een jota of titel van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minstes van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Nou hier het 'n stukkie waarheid vir my oopgegaan. Baie van die pastore en mense preek hierdie selfe woord, dan maak hulle die hemel net. Maar dit is te sê, jy wat net die helfte van die woord kry, gaan hom net maak nie. Jy met die volheid van die woord kry, in die vervulling in lewe jy, na die komma sal Frik vir julle sê, julle lewe na die komma. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Daar kan jy 1 Johannes 2 vers 6 gaan kyk. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloedig is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Maar ek lees vir ons Handelinge 24 vers 15. Ek lees net vers 21 en goed verder terwyl hy vir ons dit soek. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê het, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoordelikheid doen voor die gereg. Met ander woorde, jy gaan wat vandag hoor, die wet het nie gekom verander, hy is vervul. Okay, in die Nuwe Testament, nie in die Ou Testament nie. Ons kry die antwoord in die Nuwe Testament. Yes, Mike? Handelinge 24 vers 15. En 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges. So daar's hoop. As jy vanoggend voel jy het iets onregverdig binne jou, voor jy vir Vader aanneemlike offer in gebed doen, sit die offer eers net daar neer en hardloop en gaan maak versoening. Dis nie maklik om versoening te maak nie. As jy voel jy is te nagekom en iemand het jou te nagekom, gaan maak reg. Want anderste draai die oë van Vader weg van jou af. As hy dit van sy seun af weggedraai het, sal hy dit van jou af ook wegdraai. So my gebed is vandag dat julle die vervulling sal hoor. Mike lees weer vir ons, hoor die vervulling. Vers 15, en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as die onregverdiges. So met ander woorde, as ons kyk na Matteus 15 vers 15 tot 20, getuienis vir ons. Dis 'n getuienis vir ons om te sê die wet is vervul. Leef sodat mense dit kan sien. Jy moet so leef. Jy moet volgens die broodresepie leef en die wet weg te vat nie, om te vervul, om dit volledig te maak. Uitleg van verse in Paulus se boek Shahul, Handelinge 24 vers 15 gee ek weer vir julle. So ons moet regtig hier baie nou saam met die 10 gebooie leef. Want die kruis en die bloed en die water en die woord is egat. Egat beteken een. Okay. Volgende week sal ek met Mike en ek 2 woorde opsoek wat ek vir julle vertel, wil ek vir julle wil gee wie die vyand is. Mike onthou uit Matteus 5 uit wil ek jou 2 woorde gee wie die vyand is. En laat ons kan sien wie die vyand is wat in hierdie tyd onder Christene opereer, dat hulle sê die wet het weggeval. Want hy het nie weggeval nie, hy is vervul. Goed, die seël van innerlike genesing met olie deel 2.
Ek sal altyd vir jou sê, onderhou die Shabbat. As ek die seël sien, dan sê ek vir jou, dis 'n teken tussen jou en Abba Vader. Ek wag net vir 'n skuldenaar wat vir ons al daai tekste hier kan kom skiller, Mike. Dat ons dit kan nie teen die mure het. Dat ons dit kan uitroep as ander dit nie wil uitroep nie. Baard uitpluk. Genesing van minderwaardigheid en onvergenoegdheid. Met ander woorde, as jy nie lekker voel nie, dan is dit iemand jou manlikheid aangeraak het of jou menswees aangeraak het, voel jy minder waardig. Jy voel nie lekker oor jouself nie. Jy dink jy het nou maar nie meer die hare wat jy gehad het of die vel wat jy gehad het, veral ons wat ouer word, begin so te dink. Dan moet ons vir onsself sê, in die grysheid kom die wysheid. So ons moet anders te nou gesentreerd wees as om net Benny se baard te gaan uitpluk. Dis reeds vir ons uitgepluk. Benny gaan nie happy wees nie. Die ander man, jy moet vandag so 'n klos vat en dan trek jy hom so 'n bietjie uit, hoor. Laat ek kan bietjie sien hoe reageer hy. Jy weet hoe gaan hy reageer? Ek sal dit nie voorstel nie, net as daar onmin. Okay. Deur die prys wat hy hier betaal het, is ek genees van, wat jy my nie gesê het nie. Wat beteken dit as ons perform? Jy moet leef in oorwinning. Ek het dit nou vir jou gelees. Iemand wat nie vir jou kan sê jy leef in die wet, jy moet dit kan sien. So jy moet kan perform. Jy moet gaan shema. Jy moet gaan doen. Jy moet gaan hoor en sien, want jy moet perform dat jou siel kan oplei. Moenie laat jou siel gaan lê nie. In hom is ek waardig en perfek geskape. As jy daai spieël kyk, hoeveel sissas en boetas het al gebreek vir die spieël wat hulle na kyk. Onthou net, jy's Vader se skepping. Hy het jou lief in daai spieël, nes jy is. Daar's vir jou hoop vandag. Hy's lief vir jou. Met al jou tekortkominge, met al jou hartseer, met al jou tandpyn. En moenie terugleef nie. Strek jou uit na wat voor is. As ons agteruit leef, dan sê ek vir Diana, ek wil nie hoor van wat het 31 jaar gebeur nie. Dis verby. Jy kan nie een woord en seer verander nie, my sussie. Jy moet uit die seer uitkom. Wat doen ek? Ek ruk julle soos nou uit daai seer uit. Dis nie lekker, Diana, as hulle so gooi my met die Bybel voor haar. Maar dit gaan haar nie help nie. Ek sê vir haar, my sussie, ons gaan nie daar nie. Want dis presies waar die bose jou wil hê, in sak en as met 'n groot mansakdoek en jy huil en huil vir dit wat verby is. Daar wag baie beter en mooier goed vorentoe. Daar wag baie. Yes, Mike. Tannie Diana, Jesaja 43 vers 18 en 19 vir Tannie. Ja. Dis so lekker as jy kan saam bedien. Dan raak ek so bly binne in my. Nou moet jy vir ons lees, want nou is ons nuuskierig. So jy kan iemand nie by die bad los en hom nie intel nie. Jy gaan ruk daai persoon uit daai seer omstandighede uit, want anders verval hy in sak en as en hy sit daarso. Jesaja 43 vers 18, maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Dit sal skielik uitsprei. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad en ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Nou dis die skrif waar jou genesing skielik
sal uitsprei. Dis die skrif. Dat ek nie tot daar kom. Kyk, 43 vers, Mike, ek het my brilletjies op 18 en 19. My tools val ook uitmekaar, ek maar as jy reg. As ons by hierdie groot stuk kom, waar hy letterlik sê, en skielik sal jou genesing uitspreek. Hy sê, ek gaan iets nuut maak, nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. En dan gee hy daar vir julle Psalm 9 vers 8. Lees hom gou-gou want dit is 'n goeie openbaring om te begin mee. En sy woord sê skielik sal dit uitsprei. Skielik. Ja, jy moet luister. Ek Psalm 9 vers 8. Ja. Die Here is altyd op sy troon, op sy regterstoel is hy steeds gereed vir die regspraak. Sy's daar vir jou. Hy's gereed vir jou. Want weet julle wat? Hierdie skrif, nê, Jesaja 53 vers 19, was die eerste, julle moet mooi werk, Vader, vanoggend, was die eerste boodskap wat op kruiskyk uitgegaan het. Het julle dit geweet? So Vader wil vir julle sê, hy stel julle vanoggend eerste, om in hierdie boodskap te hardloop, dat julle genesing sal uitsprei. En wat was my gebed? Toe het ek nie geweet, Michael gaan hierdie skrif ophaal nie. My gebed was, dat julle in die wonde, skielik julle genesing sal uitsprei. Nou Vader sal altyd, as dit 'n perfekte woord is, dit kom bevestig. Ons kan sê amen daarop. Want hy het dit gedoen vanoggend. Deur 'n mededienswerker. Deur Diana se seer, soos ek kan nooit weer aan hy seer dink nie. Jy gaan hardloop na Jesaja 43 toe. Jy gaan hardloop en dan lees jy sommer die hele Jesaja, want as ek nou in hom begin bedien, gaan ons nie einde kry nie. So kom ons gaan aan. So met ander woorde, julle gaan in die wonde in genesing kry. Die 39 katsoue fisies, emosionele genesing. Iemand wat 'n kliktofoon is, iemand wat psigos is en alles. Daai 39 houe het letterlik saam met die doringkroon vir jou 'n uitkoms gebring. Met elkeen van die 39 katshoue, 39 mal 9 het Yeshua genesing vir my gebring, vir elke fisiese siekte. Sou dit jou gout en jou toon wees, dan weet jy ek moet minder kook of minder brandewyn drink. Een van die twee moet ek nou kies. Ek kan nie albei kies nie. Dan moet jy maar liewer oorgaan na suiwer soda water toe. Dit werk beter met jou konstitusie. Vra maar vir my. En dis nie dat ek kook of brandewyn gedrink het nie, maar ek beloof jou, jy was altyd 'n bottel kook op hierdie plek gewees. Vra my sissies, wat het jy gestaan? Tot Vader sê genoeg is genoeg. Medies is bewys dat daar 39 verskillende kategorieë van siektes is. Yeshua het 'n hou vir elkeen gevat, sodat geen siekte naby ons sal kom nie. Dis waar die skielikheidsspruit kom. Met sy rug wat oopgekloof is, het Yeshua die pad kom oopkloof vir ons met emosionele siektes wat ons lewens kom stikkend slaan. Daar's niks erger as verwerping, depressie en bitterheid nie, en skuldgevoelens nie. Wie voel vandag skuldig oor iets? Enige iets. Dan hoef jy net jou hand op te steek en Vader sal dit vir jou hanteer. So groot is sy krag hier vandag. Ja, julle moet sê, steek my hand op. En hy sal dit hanteer vir my. Dit wat stikkend geslaan het, gaan skielik uitsprei en heel word. Met elke hou en elke druppel bloed het Yeshua genesing vir ons gebring. Julle, hy's uitgedruk dat daar niks oor was in hom nie.
Weet julle die spons wat hy gekry het in die gedeelte van die ontlasting gelê. Toe vat hulle daai spons en maak hom vol asyn. So het hulle ons Messias verneder en emosioneel vermoor om te sê hy's gelykstaande aan ontlasting. Daarom is dit belangrik dat julle hierdie goed weet. Wat 'n groot wonderwerk was Yeshua vir ons. Hy is die God van wonders. Hy is. Met die wonde aan Yeshua se rug is ons genees van enige vorm van siektes, het sy emosioneel of fisies. Dis herhaal en herhaal vir jou, dat jy verstaan, enige iets wat ek vandag moet keer, gee ek vir Vader. Dan kry ek nie dadelik die genesing nie. Maar skielik kom ek by die huis en ek begin 'n halleluja liedjie sing en skielik spring my genesing uit en ek kan nie verstaan waar kom dit vandaan nie. Spykers in die hande het ek laas 'n vraag gehad oor. Genesing van onsself en waardig om sy hande en voete te kan wees. So jy moet bereid wees om te sê, ek druk my hande in daai wonde in, want ek moet bereid wees om sy hande en voete te wees. Die bereidheid om die evangelie, die blye boodskap te gaan verkondig. Die voete van bereidheid wat in die wapenrusting aan jou gegee word. Yeshua is aan die kruis vasgespijker, naak, verneder met ongelooflike pyn. Vat net as jy enige operasie gehad het, jy kom maar onder daai narkose uit en jy kom skielik by, dan voel jy die seer. Dan voel jy die wonde. Dis dieselfde wonde wat Yeshua gevoel het, daai seer. Deur sy onwaardigheid het hy ons kon genees van onsself en ons waarde in die wêreld se oë. Met ander woorde, hy het jou waardig gemaak in hierdie wêreld se oë. Daar's waarde gekoppel aan elke wond. Jy kan die koopsom nie bepaal nie. Dis te groot. Sy hande en voete is deurboor sodat ons nou waardig en seker daai plek kan inneem om sy hande en voete hier op aarde te kan wees. My boetie en my sussie, baie keer is dit nie nodig om na 'n plek toe te gaan nie. Baie keer stap jy sommer in Foschini's in en hier staan 'n vrou en huil. En jy vra net of 'n man, kan ek jou help? Of daar's 'n kind wat heeltemal onbeheerbaar is in hy winkel. Jy vra maar, mag ek vir jou kind bid? Vra altyd. Mens weet nooit wat stuur Vader op die weg van jou voete nie. Hy stuur op die regte tyd vir jou iemand wat jy moet bedien. Moenie dink jy kan nie bedien nie. Jy kan, as jy boekies soek, daar's hulle bo my sussie se kop, daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakkies. Daar is woord daar wat jy kan saamvat. Nie net vir jouself nie, maar vir die ou op die straat wat jy kan sê, gaan lees net hierdie boek, of hierdie woord van Vader, en net daar red Vader 'n siel. Sweet van bloed, genesing van vrees en pyn. Die sweet van bloed is 'n kondisie waar die aarde letterlik bars van drukking en pyn. Ons noem dit die kapillêre bloedvate bars. Met elke druppel bloed wat Yeshua gesweet het, elke druppel wat op die grond geval het, het ons legal ground kom terugvat en wat Satan gesteel het. Met ander woorde, ons vat ons grondgebied terug. Jy kry 'n legal right. Nou het jy daai sonde bely, 1 Johannes 1 vers 9. Nou kan jy jou grondgebied gaan terugvat, want jy het bely wat jy gedoen het. Belangrik wat ek hier sê, gaan bely voor jy net grondgebied terugvat. OK, dit is baie belangrik. Jy moet gaan bely wat jy verkeerd gedoen en by erkenning kom. Kom terugvat,
wat Satan gesteel het. Ons is genees van pyn en vrees tot ons emosies bars en in mekaar sak. Dan sak jy in mekaar van vrees en die effek wat dit op ons liggaam het. Yeshua het ons kom vrymaak. As jy aan spanning ly in 'n sekere tyd in die dag of aand of oggend, dan voel jy hoe begin jy te ruk hier binne. Wie het al daai gevoel gehad? Wie is al deur sulke spanning en vrees? Nou weet jy Vader, ek kan die beker van Getsemane vat en jy doen dadelik kommunion. Ek gaan vandag die skrifte van kommunion gee, dat jy bietjie kan onthou waar is dit om kommunion te doen in jou huis in. Julle kan by Hanna 'n kommunion dingetjie bestel. Ek weet net nie wat dit kos nie. Hanna, moet net kyk. Ja, ek gee ook nie om te koop nie, maar ek moet eers weer 'n bietjie finansies bymekaar maak weer, nê. Hy lyk so. En dan het hy 'n glasie by. So ek sit hom langs my bed en dan weet ek okay, dis die verbondsmaal. Hy gee ook vir jou die skrif en alles. Jy kan hom nou hier kom vat van Johannes 6. Onthou julle ek bedien baie uit Johannes 6 uit. En dan kry jy in 1 Korintiërs ook kry jy ook die kommunion. So daar is plekke, maar as jy nie so bekertjie het nie, dan kom vat jy by my so bekertjie wat jy kan huis toe vat. OK. So ek dink ek gaan dit hierso sit. Ek klim weer vandag, Mike. Sodat jy kan sê, OK, ons het 'n communion glasie. En dit maak net dit op daai stadium baie special. Want jy sê, Vader, ek eer u woord. Ek haal sommer hierdie glasie wat klaar die bloed van Yeshua verteenwoordig die rooi. En ek weet, Vader, alles wat ek proklameer sal in u guns wees. So ons moet leer om iets te proklameer. So proklamasie is belangrik. So met ander woorde, Yeshua se hele kruisiging was 'n intensie, sies 'n opoffering deur ongelooflike fisiese, emosionele en vernedering van omstandighede. Mense raak so dat hulle psigies raak. Dan beland hulle in bloemker in en oranje in. Hulle beland daarso, julle, dit is baie erg as jy daar kom, want dis fisies actually 'n demoon. Met ander woorde, ruil hom by die kruis om. Ruil hom by die kruis om. Elke detail van die kruis het ons kom herstel van verkeerde plekke waar ons in ons lewens was. Was jy al op 'n verkeerde plek in jou lewe? Wat jy die pad byster was? Weet julle wat? As jy in die bediening is dit elke dag 'n gestoei teen die vyand. Maar weet jy wat? Beroep jou op die bloed van Yeshua en elke keer sal hy van jou af wegvlug. Elke keer as jy die bloed van Yeshua roep, sal hy van jou af wegvlug. Of dit siekte of 'n gebeurtenis in jou lewe is, niks kan staan teen die bloed van Yeshua nie en nie opofferings wat hy gemaak het nie. Sy opofferings was so groot, dit was volbring tetelestai. Ons is vrygemaak van enige vorm van verslawing of binding. Julle, dis groot. Julle wil vra mense, hoe gaan ons mense berading gee net uit hierdie een bladsy uit? Kan jy daai persoon sê, vergewe jou sondes, maak reg met 1 Johannes 1 vers 9, vat jou grondgebied terug, daar waar jy siekte of emosies gehad het, ruil dit om met daai beker, hy is heeltemal volledig gemaak, hy is vervul, dan dink jy wat sê Matteus 5 vir jou, hy is vervul, hy is volledig gemaak, so jou siekte kan volledig genesing kry, in oorvloed. Ek het vanoggend vir myself gesê, al kom ons net tot hier uit, dan sit vir my reg, want skielik toe voel ek bietjie oulik, maar nou voel ek alright. Want weet jy wat?
Ek gaan staan net by die wonde stil. En sê, Vader, hierdie aanslag wil ek nie hê nie. Vat hom. Die bloed van Jesus Christus van Nazareth is teen jou vyand. Jy sal nie regkom nie. Amen. Spreek die vyand aan met die bloed van Jesus Christus. 12 uur roep hy uit, dit is volbring. 7de bloedoffer, bloed en water het uitgekom. Mike moet dit vir ons lees. Johannes 19 vers 34. Verstaan die bloed, die krag van elke offer wat hy gebring is. Geen demoon kon dit hou nie. Toe besef hulle, hy is waarlik die koning voor Elohim, die perfekte lam, nuwe weg, nuwe lewe deur die bloed. Okay, Mike. Johannes 19 vers 34. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek. Dadelik het daar bloed en water uitgekom. Nou as jy ooit in jou lewe 'n geestelike mikwa wil hê, dan sê Vader, ek gaan staan by daai spies waar daar letterlik water en bloed uitgekom het. Want dit is 'n geestelike wedergeboorte. En julle gaan nou sien hoekom ek so sê. Daar's 'n antwoord op hierdie hele groot woord wat ek eintlik bring. Dit's groter as wat julle besef vandag. Sagaria 12:10. Hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. Alles geprofeteer deur profete, alles in vervulling gegaan het. So alles het gegaan. So Vader, ek soek daai geestelike mikwa wat onder daai swaard ingedruk was in sy longe deurkruis het en dat net bloedplasma uitgekom. Nou bloedplasma kan jy gebruik as jy nie bloed het vir 'n bloedoortapping ook. Het julle geweet? Kan bloedplasma gebruik. So daar is 'n herstelproses in die bloedplasma in, wat uit sy uitgeloop het. So wanneer daar 'n krisis kom, dan sê Vader, ek roep op die bloed, deur die bloedplasma wat uit sy uitgekom het, want daar's krag wat daar uitgekom het. Yeshua het nie net 'n paar klappe en houe gevat nie. Hy het alles gegee toe hy uitroep. Toe hy uitroep tetelestai, het hy alles gegee. Hy was 'n geploegde land, flenters gesny, niks was oor gewees nie. Dit is volbring. Maria gee jou alles. Maria het hom alles gegee. Ek wens daar kan meer Marias in die bedienings opstaan. Alles wat ek het is syne. Elohim het klaar sy deel gedoen. Dien hom met alles voluit. Gee alles vir Jahweh. Sukses is joune. Jy sê vanoggend, ek gee alles. Maria was stikkend geweest, maar sy het haar alles gegee en sy kon in daai opstandingskrag kon sy opgestaan het. Jy moet opsien na jou Skepper toe. Gaan lees die hele Sagaria 12:10 tot op die einde toe, dan sien julle wat so groot skrif is Sagaria. Sodat jou DNA in sy handpalms deurvloei is, sodat jy 'n DNA het om te kan diensbaar wees. Hoe wow is dit nie? As jy mooi daar kyk, is die DNA by die hande. Kyk mooi. Sodat jy kan, hierdie banners is nie een toevallig gemaak nie. Daar is nie op die YouTube wat jy dit gaan kry nie. Dit is fisies vir Jahweh Eltekan bediening gemaak. En dit weet julle, hulle het groot hier gestaan, maar ek gebruik dit deesdae baie op die PowerPoints, dat julle bitter mooi kan sien hoe Jesus gekruisig is, hoe die voorhangsel geskeur is, hoe daai beker letterlik die afval onderuit geloop het. En al wat oorgebly het, was die vervulling. En hy is met daai vervulling kruis toe.
Sal die siel kan genees in hierdie tyd? Ken jy die man van Golgotha? So jou siel sal hy kan genees as jy by die wonde kom. Dit die legal right van sonde in die verwysingsraamwerk werk van die siel. So dit werk vanuit die siel. Van die siel, hier sit ek met die siel, hierdie siel. Van die siel wat voor ek hier voor my het, kom daar bitter en seer en rou uit. Daar kom 'n swak beeld uit, depressiwiteit uit, siktofonie uit, perfeksionisme, innerlike genesing, die hantering van ernstige, dramatiese droefheid. Diana, sien jy wil die vyand jou gevang het? Jy sê vir hom, nee Boeta, skielik, jy is nie goed nie. Kom ek antwoord jou. Hy wil hê jy met dieselfde sonde doen as wat Eva gedoen het. Die vrou, sy wil soos God gewees het, hy wysheid en kennis het. Jy kon niks daaraan gedoen het nie. Jy is nie God die kon gebid het. En is Vader se keuse of hy die persoon gaan vat of nie gaan vat nie. Want dood, waar is jou angel? Dis 'n moeilike ding. So dis hoekom ek vir julle sê, die vyand sal jou altyd op jou swakste plek, daai swak plek wil hy daai trigger kom druk. Nou kom Diana in die gesiggie lyk vaal. Ek sê o nee, hier's nou vandag ek's nie lekker hierson nie. Hierdie gesiggie moet ek nou hoor wat gaan aan. Want hy wil kom trigger, sy kon X gedoen het, maar weet jy wat? Die krib is leeg. Die graf is leeg. En hy het opgestaan en hy het opgevaar en hy sit aan die regterhand van God, ons advokaat. Wow, is dit nie? Elke bloeddruppel het ons los en vry gekoop en in ons genesing kom herstel. En almal van ons is hierdie jaar deur beproewinge. Almal wat hierso sit, het een of ander beproewing gehad, want die vyand soek ons swak plek. Maar weet jy wat? Ons God wat leef, bring die uitkoms. Hy bring die uitkoms. Genesing deur die bloed, genesing deur die kruis. Die vrug van die kruis op al jou lewensterreine toe te pas en sodat jy kan verstaan wat met jou aan daardie kruis gebeur het. So kan daar genesing vir jou binnewêreld kom. Jou binnewêreld voel woes en leeg en deurmekaar. En hy sit by die bittermara en jy kla oor alles en nog wat en niks is goed genoeg nie. Maar weet jy wat? Hy is binne in jou lewensterrein in. Want sy bloed het op die terrein geval waar grond is in Getsemane, waar vrees en siektes gebreek is. En toe sy eers met daai beker folterbal toe. Toe word hy gegeesel. En toe kom hy en hy bring die herstel. 39 emosionele houe, fisiese siektes. Die simptoom daarvan is daarvoor genesing deur die bloed van Jesus Christus van Nasaret. Galasiërs 6 vers 14. Maar wat my betref, mag Elohim verhoed dat ek ooit oor iets anders te roem as oor die kruis van ons Jahwe Yeshua Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Amen. Partykeer voel ons oulik. Dan gaan jy lê maar so 5 sekondes op die bed en doen 'n gebed. En dan staan jy van daai bed af op, dan kan jy aangaan. Want die vyand wil vanoggend gehad het, ek moet net vir Michael sê, bedien jy? Toe sê ek, nee, ek weet nie hoe voel ek oulik nie, maar ja, kom ons gaan doen nou maar. En toe verdwyn ek. My boetie het ingekom, toe verdwyn ek, nee my boetie. Toe voel ek, nou moet ek gaan lê.
En ek het skaars gelê, toe sien ek, toe klop my man ook aan die deur. Toe kom almal so op 'n streepie aan. So, en prys Vader, ek was gehoorsaam en geweet, gaan lê op my bed, met my hande omhoog, en sê, Vader, hierdie oulikheid, ruil ek om by die kruis, by die bloed van Jesus Christus. En ek glo dit was 'n doel dat ek vanoggend so moes gevoel het. Dit was dalk 'n doel, dat ek 'n getuienis daarvan kan hê. Soos 'n bruid. Nou ek wil vir jou vandag sê, vandag dink jy net soos, nie jy is 'n bruid nie, jy dink soos 'n bruid. OK. Golgotha is die kraamsaal. Kruis, kraambed waarop Yeshua geboorte gee. Water en bloed, teken van geboorte. Yeshua se water en bloed op die kraambed, 'n liggaam word gebore. Roem soos 'n bruid vir sy seun word gebore. Sy net 'n bietjie omgeruil daarso, Mike. Nee, maar jy het nog nie hierdie gekyk, gedeurcheck of geëdit nie. Dis nog net soos wat Vader dit vir my gegee het, wat ek dit bedien. So met ander woorde, die liggaam word gebore. Jy roem soos 'n bruid, spierwit, sonder vlekke op jou rok, dat jy genees is. Dis 'n ander bruid. Want dis reinheid. Jy het die reinheid deur die bloed van Yeshua ontvang. Die woord sê dit hier vir ons in Hebreërs 12:2. Die oog gefestig op Yeshua. Sy bloed is die koekie seep wat was en begin en volëinder, nou ek wil help. Volëinder van die geloof. Mooi woorde vir ons insit wat ek so gemaak het, hoor. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsigte was, het die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Hulle het hom gespot, hulle het hom verneder. Daai spons was kom uit die ontlasting uit. Dit word in asyn gedoop. Hy sit nou aan die regterhand van die troon van Elohim, en jy kan net sê, Yahweh, my Yeshua Mashiach, kom red my, genees my, verlos my. Amen. Halleluja. Dis tyd dat ons spreek en gesondheid ontvang. Nou daar, as jy kyk in Yeshua se hand, met die vrou wat die talit oor het, is dit 'n gebedsdoek. So skoon soos daai gebedsdoek, moet jy met jou kneusings, jou seer, jou oulikheid gaan sit. En sê, vou my toe, en bly bid op daai bed van jou, tot jy voel jou genesing spruit uit. Al bid jy vir 7 dae aan mekaar, dan doen jy dit. Dis tyd dat ons in gebed moet volhard om ons siekte uit ons binneste te kry, want ons is so vol van toksiek, dit slaan uit. En sit in 'n simptoom van siekte oor. Want hoekom? Ons almal hou van verkeerd eet. En wat doen dit aan die liggaam as ons verkeerd praat? Alles wat in die mond deurgaan en wat uit die hart uitkom, hoor jy die waarheid. Wanneer laas het ons daai pad van ons moet Vader se lig toebedien? Wanneer laas? Want ons praat van die siekte, en ons praat van daai boetie, en daai sussie se probleme, en dit word op die ouend jou juk wat jy dra. Dis tyd om te release. Wie ken 'n stoompot? As jy hom so druk, as hy piep. Maar pas op as hy afskiet, en hy skiet jou hele masker af. En dan sien ons wie in werklik is jy. Hierso roep jy gloria, halleluja uit, maar as jy daar in die hoek is, dan bring jy 'n kragwoord uit jou mond uit, wat jou die ander persoon die ore laat toedruk. As iemand dit doen, praat met daai iemand en sê, jy praat nie so nie. Ons as kinders van Vader praat nie so nie. Want as jy dit gaan toelaat, dan gaan jy ook so praat.
Want Vader het 'n toelaatbare wil en jy het 'n vrye wil. Jy weet wat is reg en jy weet wat is verkeerd. So ons as boetas en sissas moet mekaar meer begin tug. Dan sal ons meer by die seël van Yeshua uitkom en dis net sy Shabbate. Daar leer jy om te bid, daar leer jy om dankie te sê, daar leer jy om te waardeer wat vir jou vir die week gedoen is. Daardeur leer jy hoe om staande te bly vir die week wat voorlê. Dis waar jy jou krag ontvang, in opstandingskrag in, maar as jy nie in die rus gaan nie, gaan jy dit nie ontvang nie. So ons moet weet, ons kan blufpoker met mekaar speel, maar voor God se troonkamer lê dit bloot. Ons kan blufpoker speel. So ek wil vir jou vandag sê, moenie met daai seël blufpoker speel nie. Jy gaan die eindpunt nie maak nie. Jy gaan nie. Oor die siel. Huwelik is 'n bloedverbond. Nou hierso gaan dit nou letterlik oor die huwelike wat baie sleg is hierso. Hier's bitter min mense wat getrou het. Maar uit hierdie verbond met Pietro en Alida en Johanna wat nie hier is vandag nie. Ja, nou weet sien ek sy is hier nie. Moet julle leer om almal ander wat in die huwelik is, hoe om 'n huwelik te hanteer. Huwelik is 'n bloedverbond. Met ander woorde, dis 'n bloedverbond. Hier word op die grootste oorsake van spanning in die huwelik, maar ook op huweliksvreugde gefokus. Vir 'n hele lang ruk dwaal hierdie onderwerp in my gedagtes rond. Hier is soveel hartseer hier buite. Kom ons dink nie net aan 'n huwelik nie. Kom ons dink aan gebroke gesinne. Soveel mense wat skei. Soveel kinders wat in gebroke huise groot word. Word gebroke ou mense. Het julle dit geweet, want as jy oud raak, dan dink jy aan al die gebrokenheid terug, soos wat my sussie Diana nou vanoggend gedoen het. Dan dink jy nie aan die goeie wat voor jou lê nie, jy dink aan dit wat jy uitkom. Uit wat se huis uitkom jy? Dis tyd om klaar te maak, daar wat jy te gebroke huis gekom het. Dis tyd dat jy jou ouers moet vergewe, of jou boeties of jou sissies moet vergewe, waar jy uit 'n gebroke huis uitkom, want jy loop met die brokenis. Jy loop daarmee. Die seer en littekens is oral om ons sigbaar. Ons kan sien hoe seer is seer. Soms sien jy iemand, dan sien jy maar daai persoon is flenters, daar's niks oor nie. Uitmekaar geruk, geskeer. Soms moet 'n mens kan gesels oor dinge wat jou seer maak. Julle moet met my kan gesels oor dit wat julle seer maak. En as julle my nie in die hande kry nie, gryp vir Pietro en Alida en Johanna aan die hare en sê, kom net hier nader, kom hoor net my stuk in. Ek weet nie meer wat om met hierdie stuk in 'n lap te doen nie. Kom hoor net hierso. So daar's baie wat ons moet weet as ons hierna kyk. Oor al hierdie dinge waaroor mense skaam is. Alles is soms so onnodig. Jy kry skaam vir jou sondes, man. Daar's niemand volmaak op aarde nie. Die laaste volmaakte persoon op aarde was Jesus Christus van Nasaret. So as jy gefouteer het, hou op skaam wees, kom in die volheid en kom en vergewe mekaar julle sondes. Alles is soms so onnodig. Die duiwel hou lekker partytjie onder ons mense. Dis hoekom ek sê ek wou al lank al hierdie skrif aangeraak het. Die duiwel hou lekker partytjie. Hoe kan 'n dag vol vreugde, vrede, liefde in soveel haat en hartseer verander? Skielik is daar oorlog in jou huis. Almal beklei aan die etenstafel oor die badkamer wat vuil is en dit niks is goed genoeg nie. Almal soek net mekaar se foute. Wie dit al beleef in die oggende, skielik gebeur daar chaos. Eintlik is die antwoord hard en duidelik. Vandag gesels ons 'n bietjie hieroor, oor jou chaos lewe.
Daar is nou, wat as die olie in die kruis is vir die huwelik nie? As daar nie olie in die kruis vir die huwelik is nie, aanvaar jy die kruis? Nee, jy sê ek soek die olie. Dan het jy 'n verkeerde kruis gekry. So as jy by 'n verkeerde kruis staan op 'n Sondag, is jy by die verkeerde olie. Eina. Eina. Ons moet by die regte kruis staan, want hy is die kraamsaal en is met olie gevul. Hy loop oor. Die druiwetrosse is groot in die beloofde land. Maar jy gaan hom letterlik as 'n babatjie in die blym wat in die huwelike is. Die een sê dis nie ekkie, die man sê dis nie ekkie, die vrou sê dis nie ekkie. Die man sê jy was Eva gewees en so gaan ons aan en ons speel die blym game in ons huise in. En ons kom nie by die werklike kruis uit waar jy sal sien my bruid se kop is afgekap. Kyk gou-gou my prentjie. Die bruid se kop is afgekap. Want die bruid het nog nooit haar Eva gewaad uitgetrek nie. Ons laat toe, vrouens, laat mans ons letterlik kom domineer, ons letterlik kritiseer. En dan anderste om weer, die bloed wat op die klip lê, bly ons as vrouens die mans mee slaan. Elke foutjie wat hulle maak. Die Vader het ons gegee as gelyke. Nie die een bo die ander een nie, Benny en Christine. Vandag mag ek julle gebruik. Met ander woorde, mans, jou vrou is nie 'n voetsool nie. Jy kan haar nie trap nie. Vrou, jy kan nie die man met die klip oor die kop slaan nie. In my eie lewe kan ek boeke skryf oor hoe die Satan 'n mens kan verlei en misbruik oor alles wat mooi is te vernietig. Ek kan dit skryf. Die Satan word nie vir nie die engel van die lig genoem nie. Die Satan kom soos 'n dief in die nag. As jy nie op jou hoede is nie, sal hy jou tot 'n val bring. Hy sal vir jou sê, "Hey, daai tannie is mooi in die kerk, het jy gesien my boetie?" Dan staan die twee boeties so in. Of die twee sissies staan en sê, "Hey, hy ouetjie is darm nog jonk en jikkerig." Nee, en dan staan ons en kyk. Dan moet ons weet, wow, Satan wil hierso 'n huwelik kom opbreek. Want hy gaan rond soos 'n brullende leeu vir 'n huwelik. Enige man, vrou is kwesbaar vir hierdie aanslag van die bose. Ons is baie kwesbaar en die gees van welig, swak in die vlees, neem die oorhand deur pornografie en alles wat hier buitekant aangaan. Jou verhouding met God is die belangrikste eienskap van 'n gesonde huwelikslewe. Waar God nie is nie, is Satan baas. Nou as ons nou kyk na 'n huwelik en ons vat nou die Hebreëse woorde en ons vat nou die huwelikswoord en ons skryf hom in Hebreëus en ons haal die ja uit van Jahwe en jy sit daai woorde bymekaar, dan staan daar fire. So die oomblik as jy hom uithaal uit jou huwelik uit, het jy fire in jou huwelik in. As jy God uit jou huwelik haal, het jy fire. Daar's niks lekkerer as om verlief te wees nie. Nie een van ons wil verwerp word nie. Nie een van ons wil verstoot word nie. Almal van ons verdien 'n liefde, 'n wil graag deur ons medemens waardeer erken word. Ons wil gekoester word. Ons wil die liefde kan voel en meemaak. Ons is nie gemaak om alleen te funksioneer nie. Tot die Prediker leer ons dat 2 is beter as 1. 2 is beter as 1. Maar 'n 3-dubbele tou waar Yeshua, ons Jahwe, ons Elohim, ons Ruach Hades in is, daar sal hy wees. Haal daai uit en jy het fire. So ons moet Joseph Prince het hom baie mooi eendag uitgelê van daai fire. Ek sal hom tog gaan uitlê. Dis baie werk, maar ek sal hom gaan uitlê, is reg.
Is jou huwelik op die rotse? Ek weet van tientalle huwelike wat op die eindste oomblik op die randjie van 'n ineenstorting staan. Ek is seker julle wat daar buitekant bedien, dit weet van huwelike wat daar staan. Ons mense onderskat die mag van Satan. Ons wil al ons probleme in vlees probeer uitsorteer. Ons raak swak in die vlees wanneer die vyand ons beginne aanval. En die vinnigste is jou eerste jou finansies, dan jou huwelik en dan jou kinders. En sien nie die Satan se aanslag op ons huwelike raak nie. Ons sien nie die finansies probleem voor ons, maar eintlik is die finansie nie die probleem nie. Dis jou huwelik wat aangeval word. Soms maak Satan ons blind en doof om nie die realiteit tussen mekaar raak te sien nie. Ons moet tyd maak as boetas en sissas hierso om met mekaar te kan gesels. Dis hoekom ek baie keer net eendag wil net sit en sê nou gesels ons. Die een wat vir my dit wil kom vra, die een wat dat wil kom vra, want na so 'n bediening soos nou wat ek bedien het, dan is 'n mens moeg. Jy's moeg gepraat, jou liggaam is moeg, so dan kan jy nie die tyd inruim om te sê nou sit ek net met iemand en praat nie. Ek het altyd gedink ek sal dit na die diens kan doen, maar jy kan nie. Jy kan regtig nie. Want Vader maak jou vol met Heilige Gees en Heilige Gees word gerelease sodat jy die waarheid kan hoor en die waarheid jy kan vrymaak. Geen niks aan my nie. Ek is blye mens wat moeg is na ek bedien het. Met al ons gejagery lewe en soms wat bymekaar, vir God is elke belofte belangrik. Elke huwelik is vir God belangrik. Ek dink dit is 'n baie mooi boodskap vandag. Om te weet, die van julle wat nie getroud is, die soek dalk nog 'n lewensmaatjie. As jy nie een soek nie, moet hom nie vat nie. Daar's niks verkeerd om een te vat nie. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Maar ja, baie keer het Vader 'n spesiale persoon so gemaak, die regte keuse. Die keuse in jou huweliksmaat is een van die mees belangrikste keuse van jou lewe. Jy bid 'n persoon af voor die grondlegging van die aarde af. Jy vat nie sommer een uit vlees wat nou hier in hierdie kerk so mooi lyk nie, my boeta, my sissa, want jy gaan na die uiterlike kyk en jy gaan nie die binneste raak sien nie. Want daar lê die Sodom en Gomorra daar binne. So ons moet klaarmaak met dit eers. Daarby sê ek nie, jy kan nie daai persoon vat nie, luister vir my mooi. Daarby stille rus is julle baie, die een like daai en die een like die een, en so gaan julle maar aan, maar jy moet eers sien wat binne in mekaar aangaan, voor jy mekaar kan vat, want jy kan vir jou dalk baie cheeky back een vat, jy kry die ronde back en die plat back, soos Louis de Kok gesê het, al die jare. So ek weet nie wie gaan die ronde back en die plat back wees tussen Christine en Benny nie, maar ja, jy kry die ronde back en die plat back, so. Jy maak nie net 'n belofte aan jouself en jou huweliksmaat nie, maar jy maak die belofte aan Yahweh, ons Elohim. Die woord is hard en duidelik oor 'n belofte aan Elohim. Wat Elohim saamgevoeg het, mag niemand skei nie. Wat Elohim is die huwelik 'n plek wat jou seksueel kan uitleef in liefde vir mekaar. Nie buitekant nie, gaan swak in die vlees wees en die mooi tannie gaan bekyk of die mooi oom gaan bekyk nie, in die huwelik in. God is heilig, so ons moet ook heilig kan lewe. Daarby sê ek vir jou, moenie na 'n vrou kyk, al is jy nie getroud of na 'n man kyk, moet wel is nie, dit is sonde. OK. God het 'n plek geskep waar seksuele kontak met liefde, heiligheid en sekuriteit kan plaasvind. Enige seksuele kontak buite die huwelik is ongegrond. Dis sonde. Die Satan sal daardie situasie op die uiterste vlak beproef en uitbuit en kyk hoeveel kan hy om daai persoon seermaak. So hy gaan dit uitbuit. Daar gaan meer as net 'n man en 'n vrou is wat seer.
kinders gaan seer kry, kleinkinders gaan seer kry, so kan jy aantel. Vriende, vriendinne gaan seer kry. Die liefdesbrief van 10 gebooie, Abba Vader se standaard vir die huwelik. Hier is die broodresep. Jy kan nie sonder die broodresep eers jy uitloop nie. Jy moet hom tog net opvou kry en sit hom sommer hier so by jou hart klop en loop met hom. Begin die woord sien as lewend. Moenie hierdie net sien as 'n 10 gebooie nie. Sien dit is lewend. Vir God is die huwelik so belangrik dat hy egbreek pleeg deel van die 10 gebooie gemaak het. So jy mag nie egbreek pleeg nie. Hy het 'n deel van die 10 gebooie gemaak. Baie van ons lewens vandag of God ons lewe of God nie bestaan nie. Ons lewe van dag tot dag. Ons lewe of hy nie bestaan nie. Ons lewe glad nie God vreesend nie. Daar is groot gebrek aan respek en gehoorsaamheid. Nie net in 'n huwelik nie, in ons daaglikse lewe is hierdie van toepassing. Ons wil vir God dien soos dit ons pas. Ons dien God met die mond, maar nie met ons harte nie. Ek twyfel geensins dat die meeste van ons voor die kansel opreg in ons besluit was. Ons het almal daar verlief en verlore gestaan eintlik. Want nou kom die kursus eers. Want dan leer jy nou eers mekaar se manier kies. Dis reg. Daar leer ons mekaar se maniertjies ken. Die tandepasta proppie is nie op nie. Die narcis gebruik hom nou en trap jou uit en hy sê, kyk hoe plat is hierdie tandepasta prop gedruk. Of jy los al die krummels op die tafel as jy geëet het. Ons mans is lief om dit te doen. Dan sê die vrou, jy beklei met my oor die tandepas bysie, maar kyk hoe lyk hierdie tafel van die brood. Wanneer gaan jy nou eendag iets al skoonmaak? Is ons wêreld gesentreerd of God gesentreerd? Gaan ons eerder oor die broodkrummels kyk en nou vat ons maar ou lappie uit liefde en dan vee ons dit af en dan gaan druk ons maar weer ou tandepasta bysietjie weer, dat hy bietjie weer vierkantig lyk en ons sit die proppie op. Dis al wat ons moet doen. Want die Satan word dit uitgebuit het. Dan sit ek so met daai tandepasta en broodkrummels hier by my, dan doen ek communion en sê, Vader, laat hierdie hardnekkige goed nie weer tussen ons sal kom nie. Ek vat nagmaal en ek breek daai jukke. Breek die juk. Dis tyd dat ons dit breek. In ons normale daaglikse lewe. Wie van julle is perfeksioniste? Raak gou omgekrap as iets in die huis net bietjie de mekaar is. Nou dis 'n las my sussie. Dis 'n vreeslike las om 'n perfeksionis te wees. Daarby sê ek nie jy moet vuil leef nie. Nee, daarby sê ek nie met die orde leef nie, want Vader sê my huis is 'n huis van orde. Maar gee die ander mens kans wat saam jou leef om net die broodkrummels af te vee. Moenie jy dadelik alles wil doen nie. Kyk, as jy saam met my gaan leef, gaan jy 'n sirkus kry, want die hele bed is vol papiere, en ek is op my gelukkigste daar, maar vanaand kleer ek hulle mooi op, en sit hulle in my donkie sak, waar my laptop is, en dan is ek tevrede. Want dan het ek gedoen wat Vader behaag, nou kan ek worry oor die wêreld so goed. Met worry is daar aandete, wil ek eet as ek alleen, of is jou 3 koe hier, wat gaan oupa eet, oupa se kos al gekom, nou begin ek die wêreld goed kyk na. Maar deur die loop van die dag het ek my toegewy aan wat Vader wil hê. So wat moet julle deur die dag doen? In jou tyd koop uit en wy dit toe aan Vader, en dan sê ek nie, jy moet heeldag Bybel doen nie, maar vra maar vir Alida, as jy eers begin skryf jy boeke vol. So as jy daar langs die kansel staan, dan begin jou kursus eers. Jy's dan in 'n krisis en dan begin jou kursus. Die meeste van ons weet wat ons van die lewe wil hê. Jou keuse is in 'n eggenoot is glad nie onderhandelbaar nie. Jy moet saam met die persoon kan lewe. Dis moeilik. Jy besluit is van
kardinale belang vir jou belofte sal jy moet rekenskap gee. Jy doen 'n bloedbelofte daarvoor is 'n verbond wat jy sluit. Jy het hom voor Vader gesluit. Daarom moet hy in die middel van jou huwelik wees wat 'n verbond is. Wat is die huwelik 'n verbond? Die huwelik deur die kruis en die woord. Om God se huwelik te verstaan, moet jy eerstens die Bybel kan verstaan. En tweedens 'n gemeenskaplike verhouding met die drie-enige God, ons Abba Vader kan hê. Jy moet self 'n gesuiwerheid en heiligheid voor Jahwe staan. Jy moet sorg dat jy voor hom skoon en rein staan. Jy moet God se stem kan hoor. Die woord leer vir ons die volgende. Jy moet God se stem kan hoor as hy vir jou sê, hey, wag met die broodkrummels. Moet jy eers inspring, nie wag. Gee net so 'n bietjie tyd vir mekaar. Die ruimte om wel te kan doen in 'n huwelik wat jy moet kan doen. Sonder om bietjie kwaai te raak, Christine, om te sê, nou lê die vuil sokkies alweer hier rond. Nou moet ek alweer met die vuil sokkies kom deel. Dis ek reg? 1 Korintiërs 7:15. As die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie verbind nie. God het jou geroep om in vrede te lewe. Ek gaan hom tot so ver bedien, want hier raak hy nou baie groot. Kan 'n gelowige in 'n huwelik intree? Ek wil hom net spelcheck. Sien julle daar hoekom ek vir julle wys daarbo? Kyk gou-gou. In 'n huwelik intree, daar's 'n fout, sien julle. So oor dit op YouTube uitgaan, wil ek dit graag net vir ons van daar af vat. En ek wil graag as ons dit klaar gedoen het, gee hierdie vir huwelikspare. Dis jou grootste geskenk wat jy vir 'n huwelikspaar op sy troudag kan gee. Gaan maak hierdie mooi en rol dit af en draai dit toe met al die skrifte en gee dit vir daai persoon. Om te weet dis 'n huweliksverbond. Al moet ek inskryf van die broodkrummels, hoe ons dit moet hanteer. Is altyd sit 'n wag voor jou mond en wag eers. Doen dit bidden en dan tree jy op. Doen alles in die huwelik bidden voor jy optree. Dis een plek waar jy nie net kan shema nie. Want jy gaan oor daai persoon shema, aan die ander kant oor uit, want jy dalk 'n verskriklike sterk persoonlikheid. So daai persoon weet nie eers jy's bo oor aan die ander kant oor nie, dan jy al klaar weer terug, dan begin jy met die volgende een. Nou net as daar chaos. Die kat hardloop weg, die hond chunk en alles is te mekaar. So ek hoop dit was vir julle vandag baie interessant. Julle kan Genesis gaan kyk 2 vers 4. Kom ons lees gou dit. Wie gaan vir my lees? Jy het Nike Genesis 2 vers 4. Dan doen ons die skrifte. Onthou jou broodresep is wat jou huwelik red. Is regtig so. Genesis 2 vers 4. Ja. Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Die aarde is geskep. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. So die Vader het die aarde en die hemel gemaak. Nou as ons daar by die begin is, die aarde was leeg en woes gewees. Soos 'n huwelik. As hy begin kan jy hoe lank in 'n verhouding wees, maar as jy kom in 'n verbond, dan begin jy in 'n verbond met God as jou stuurman. Sonder dat hy dan kom skep hy in die huwelik in. Daarom het hy begin die aarde geskep. En hy die man geskep, dis hoekom die man 'n breinkring om die bad se rand het, want hy's uit stof gemaak. Lees vir my die een van Galasiërs 5:17. Luister mooi hierdie een. 17, jy kan ook die vrug van die Gees in Galasiërs 5:22 gaan lees.
Hy loop, jy kan net eers 17 lees. Ek fokus. Is die leeu van Juda stam in die middel van jou huwelik. Daarbo is die tou, die bruid se kop is afgekap, want daar is nie in die middel ons Skepper nie. So sit in jou huwelik, jou Skepper eers. As jy opstaan in die oggend, sê dankie vir die Vader, vir die pragtige vrou wat jy het. Dankie Vader vir die pragtige kind wat ek het. Dankie Vader vir 'n huis wat ek het, 'n dak oor my kop. Julle wat by stille rus is, julle het al gevoel om nie 'n dak oor julle koppe te hê nie. Lees. Okay, Galasiërs 5 vers 17. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. So met ander woorde, die versoekings, hulle staan letterlik oor mekaar en is 'n bly die hele tyd. So met ander woorde, jy moet regtig gaan kyk in 'n huwelik, wat val jou huwelik aan? Wat is die klein jakkalsies wat losgelaat word? Want dis waar die blym inkom. Okay, dan Openbaring 3:17. Ek sal ook daar na Openbaring toe gou gaan. Openbaring 3 vers 17. Julle sê ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Onthou julle, ek het vir julle Hosea bedien. As 'n vrou van haar man af wegloop, wat moet daar gebeur met haar? Sy word kaal uitgetrek. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. So met ander woorde, wat gebeur? Dieselfde gebeur vandag nog. As daar ontrouheid in 'n huwelik is, sal jy sien een van die een wat skuldig is, sal nie meer 'n normale lewe hê nie. Daar's altyd krisisdinge op daai persoon se pad. Tot daai persoon weer gaan aanroep tot die kruis en die doringkroon kan opsit in daai huwelik in. Anders te gaan daai persoon naak aan die kant uitloop. Julle die grootste hier buitekant vandag in ons kinders, in ons vrouens, in ons dogters en mans se lewens is op die YouTube oop en bloot pornografie wat oppop. Die pop-ups. So wat gebruik hulle? Hulle loop, die man hoef en die vrou hoef nie eers meer daarna te gaan soek nie. Dit pop sommer net op. En jy verstaan nie hoekom nie. Dadelik maak jy daai op hy plek toe en sê Vader, vergeef my dat dit opgepop het, maar Vader, wys my waar's die wortel. Want daar moet 'n wortel lê, 'n oop deur lê dat daai pop-ups kan kom. Of daar is die vyand wat jy wil kom versoek, dan moet jy hom dadelik kan verwerp en sê die bloed van Jesus Christus is teen jou. The blood of Jesus Christ is against you. Moenie hierdie vergeet nie. Jy moet gedurig die vyand aanspreek in jou lewe, in jou lewensmaat, in jou gewone daaglikse lewe. As jy alleen is soos ouma Nini is, moet sy in die oggend haar Bybel uithaal, sy moet lees, sy moet vir hom tuisie gaan kyk as sy okay, om tuisie, jy gaan kyk, almal is okay. As ek hoor dat jy en Janne man hulle maar saam, dan is dit gesels julle. Kyk waaroor julle gesels. Kry vir jou 'n struktuur waaroor jy wil gesels. Man en vrou, Benny en Christine, kry vir julle 'n boek om oor te gesels. Ek praat nie hier net van 'n Christelike boekie. Sommige net jy met iets het wat jy in gemeenskap met mekaar het.
Maar die beste boek bly die Bybel, wil ek vir julle sê. Daar's nie 'n beter een nie. Amen, haleluja. Dankie. Ek gaan vir ons bid en afsluit, dan kan Michael kom stop. Dankie Vader dat U ons tot hier gebring het, Vader. Dankie vir U woord. Ag Vader, dankie vir die liefde deur Jesus Christus aan daai kruis vir ons gesterf het. Dankie Vader dat U ons vandag bietjie kom praat het oor verhoudings, Vader. Hoe om mekaar se liggaam te versorg met geestelike instrumente wat uit U woord uitkom. Waar ons mekaar kan opbou en nie kan afkraak nie. Waar ons vir mekaar kan sê, gaan kyk in die spieël, wie het jou gemaak? Jou skepper. Jy's meer as genoeg. Jy's meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus van Nasaret. Om dit te kan weet, Vader, en om U kind te kan wees, is vir ons genoeg, Vader, dat ons genesing skielik kan uitsprei. Vader, laat ons vir mekaar bid en laat ons by mekaar sal staan, Vader, in U woord, in U waarheid, Vader, maar ook in die liefde deur die kruis, deur die salwingsolie, Vader, dat ons sal oorloop, Vader, tot oorlopends toe. Dankie Vader vir U salwing vandag op hierdie woord en mag dit vrug dra daar waar dit uitgaan, Vader. Vir wie dit ook al is wat dit vandag op YouTube hoor, dat dit sal vrug dra en dat dit iemand sal aanraak en 'n huwelik sal red, Vader. Of dalk 'n hele gesin tot inkeer sal bring. Ek loof U, Vader, en gee aan U al die lof en die eer, want net U kan dit doen, want daar's niemand soos U nie. Ons loof U, Vader. Dankie, ons Immanuel, God met ons. Amen.